Vandag spring ons weg met 'n ware mediese speurverhaal. Dis 'n storie oor 'n geheimsinnige en regtig gevaarlike toestand wat skielik toeslaan en dokters in 'n desperate reus teen tyd plaas om 'n orgaan te probeer red. Dink 'n oomblik daaroor na, want dis die kernvraag van ons hele ondersoek vandag. Die oomblik wat die bloedtoevoer na 'n nier skielik afgesny word, begin 'n aftelling, een met potensieel lewensveranderende gevolge. En soos met enige goeie raaisel, begin ons storie met leidrade wat jou heeltemal kan vloos. Die eerste tekens van hierdie krisis, wel, hulle is alles behalwe duidelik. OK, kom ons kyk 'n bietjie hierna. Die groot probleem is dat hierdie simptome, erge pyn, jy voel siek, dalk bloed in die urine, dit klink soos 'n hele rits ander dinge. Dit maak die saak van die begin af vreeslik moeilik om te kraak. En hierdie nabootsing, dis waar die ware gevaar lê. Dokters dink dalk eers aan iets algemeen soos nierstene, maar elke minuut wat verlore gaan op daai verkeerde spoor is 'n minuut waarin die nier onomkeerbare skade opdoen. Tyd is hier alles en 'n misdiagnose kan katastrofies wees. Nou dat ons die misleidende leidrade gesien het, is dit tyd om die ware skuldige agter hierdie chaos te identifiseer. Wat presies is besig om hierdie nier aan te val? Die skurk in ons storie is akute renovaskulêre iskemie. Eenvoudig gestel, dis wanneer die nier se lewenslyn, sy bloedtoevoer, skielik afgeknyp word. En dit is 'n mediese noodgeval van die allerhoogste graad. Hierdie vergelyking wys jou presies hoe dramaties hierdie situasie is. Aan die een kant 'n gesonde nier wat sy werk doen. Aan die ander kant, met 'n iskemie, sien ons 'n orgaan in 'n totale krisis. Die hele filtrasiesisteem stort in duie en die weefsel begin letterlik sterf. Dit is skokkend hoe vinnig 'n funksionele orgaan in 'n noodtoestand kan beland. Goed, ons weet nou wat die probleem is, maar hoe gebeur dit? Kom ons ondersoek die wapens wat in hierdie misdaad gebruik word, die oorsake van hierdie gevaarlike toestand. Hier is ons hoofverdagtes. Dit kan 'n bloedklont wees wat van die hart afkom en vassit, dit is 'n embolisme, of 'n klont kan sommer net daar in die slagaar self vorm, dit noem ons 'n trombose. Dit kan ook die gevolg wees van 'n fisiese besering, 'n skeur in die slagaarwand, of selfs 'n verstopping in die aar wat bloed uit die nier moet neem. En van al hierdie verdagtes is daar een wat kop en skouers bo die res uitstaan. Die mees algemene skuldige is 'n embolisme. Dit word dikwels gekoppel aan harttoestande soos boesemfibrillering, waar klein klontjies in die hart kan vorm en dan op 'n reis na ander dele van die liggaam, soos die niere, kan gaan. Met die verdagtes in 'n ry, hoe bevestig die dokters, die speurders in hierdie verhaal, wie die skuldige is? Wel, hulle moet die bewyse noukeurig volg om die saak te kraak. Die eerste leidrade kom van die laboratorium af. Sekere merkers in die bloed en urine kan wys iets is fout. Maar, en hier is 'n kritiese kinkel, serum kreatinien, 'n standaard maatstaf vir nierfunksie, kan in die helfte van die gevalle heeltemal normaal lyk. Dis 'n reuse valstrik wat die hele ondersoek kan vertraag. So, bloedtoetse alleen is duidelik nie genoeg nie. Jy het die rokende geweer nodig, die onbetwisbare bewys. En dit kom van 'n CTI-skandering. Hierdie beeldingstegniek laat dokters letterlik sien waar die verstopping is en hoe erg die skade aan die nier reeds lyk. Hierdie grafiek wys presies hoekom daardie CTA-skandering so belangrik is. Kyk na die verskil. Terwyl 'n kernskandering tegnies meer sensitief is dit dikwels net nie vinnig of gereedelik beskikbaar in 'n noodgeval nie. En 'n ultraklank? Wel, dit mis die probleem heeltemal te dikwels. Die CTA bied daai perfekte kombinasie van spoed, beskikbaarheid en akkuraatheid wat jy nodig het. Sodra die diagnose bevestig is, begin die klimaks van ons storie. Dit is nou 'n desperate reus teen horlosie. Elke liewe sekonde tel. Hierdie tydlyn is, om eerlik te wees, nogal vreesaanjaend. Binne die eerste uur is die meerderheid van die nier se funksie reeds verlore. Na 2 uur is die kans op goeie herstel drasties minder. En na 3 uur, dan is die skade waarskynlik permanent. Dit beklemtoon net die uiterste ekstreme dringendheid van die situasie. So, hoe veg die dokters terug? Daar is 3 hoofstrategieë. Antikoagulasie of bloedverdunners om te keer dat nog klonte vorm, endovaskulêre terapie waar hulle met 'n kateter ingaan om die klont op te los of uit te trek, en dan oop chirurgie, die mees indringende opsie om die verstopping fisies te gaan verwyder. Dis egter belangrik om te weet dat die mees aggressiewe opsies nie altyd gebruik word nie.
Die bronmateriaal wys dat in een groot studie is meer as 80% van die pasiënte net met bloedverdunners behandel. Die keuse hang regtig af van die pasiënt, die tydsverloop en die potensiële risiko's van die verskillende prosedures. So, na hierdie hele intense mediese ondersoek, wat is die belangrikste les? Wat is die een kritiese ding wat jy moet wegneem uit hierdie hele scenario? Hierdie syfer, dis 'n koue stort. In een studie was die mediaantyd wat dit 'n pasiënt geneem het om hulp te soek 31 uur. Onthou jy daai tydlyn waar onomkeerbare skade na slegs 3 uur kan intree? Hier sien ons die gevaarlike gaping. Die stryd word dikwels al verloor nog voor die pasiënt by die hospitaal aankom. Hierdie aanhaling uit die bronmateriaal som die tragedie perfek op. Dit sê basies, selfs al kan 'n dokter die bloedvat perfek oopmaak, as dit te laat gedoen word, gaan die nier nie herstel nie. Jy kan nie die horlosie op weefseldood terugdraai nie. Die finale boodskap van hierdie hele ontleding is dus onmiskenbaar. Tyd is neer. Die sleutel tot enige kans op sukses is om die moontlikheid van hierdie toestand vroeg te oorweeg en dan blitsvinnig op te tree. En dit bring ons by die laaste, deurslaggewende vraag. Hierdie komplekse mediese onderwerp het 'n baie persoonlike toepassing. Skielike, onverklaarbare en ernstige pyn is 'n sein. Die vraag is, wanneer jou liggaam daardie seine uitstuur, hoe vinnig luister jy?